Augustus 1915. 6000 myl vanaf Rietfontein skryf een van die beroemdste wetenskaplikes van die tyd, Dr. Ilya Metchnikov, uit sy instituut in Parys 'n interessante brief aan 'n medewerkster in Cuba, Madame Rosalia Abreu. All that you say about the relations between the male and the female, about the gestation and about the birth and the rearing of the young, is of vital interest. Since you are continuing your observations, it will be possible for you to tell me still more detail of the life of your chimpanzees. In verband met Bobbejane sou die 44-jarige wrak van 'n mens wat op Rietfontein woon, op al Dr. Metchnikov se vrae kon antwoord. Alles wat die vermaarde Nobelpryswenner so intens interesseer, is vir Marais ou nuus. Maar in Suid-Afrika besef niemand, ook nie Marais self, oor watter belangrike inligting hy beskik nie. Wanneer Marais vanaf Boshoff terugkeer na sy tuiste in die Waterberge, is hy tydelik genees. Asjas, lê jy nou lekker? Sy troeteldier Jas is die stoutste vlakvark in die Bosveld, sê Hans Burekraas van Rooyen. As hy kwaad gedoen het en gestraf moes word, hol hy altyd so vinnig as hy kon na sy baas om daar te skuil. Ag nee, Eugene man, jy skaars terug van Boshoff af en jy het die vark alweer in die kamer. Kyk net hoe lyk dit daar. Kyk net hoe lyk die vloer gemors. Maria, wat moet ek maak? Kom maar self. Eugene, jy laat maar, kom ek weet mos. Die kamer was mos baie netjies gewees. En kyk hoe lyk dit nou weer. Mens boer nie met 'n vark in die kamer nie. Jy moet die ootjie buite hou as jy wil hom hê. Ja, man, jy kan maar. Ag, wou beste. Nee, as dit ek is van jou plan het, dan is daai vark. Ja, ek is hier met skoon maak. Kyk net hoe lyk dit daar. Kyk net hoe lyk die vloer. Kyk dit nou, lê die bed. Eugene, mens boer nie met 'n vark in die kamer. Maar sy moet die vark wil slaap, laat hom slaap, wat mag dit saak? Ja, hy moet hom vet maak, Eugene. Spraai dit vet maak, man. Ja, wat gaan ons maak? Hey, kyk nou, lekker, heerlik is daai boot. Mens dom. Hy sal daarom braai en Eugene gesê, jy weet hoe skoon was hierdie kamer toe Eugene teruggekom het van Boshoff. Vrouwtjie, Kyk hoe lyk dit nou. Hoe lank gaan dit vir my vat om dit skoon te kry? kry? Nog 'n keer, man. Gaan hom maak. Eugene, kom drink. Kom drink jou koffie. Nou die tweede wat ek noem lewensveranderende iets wat met my gebeur het, was die eerste keer toe ek vir Skalk Jacobs op die verhoog sien speel het. En dit was in ekskuus tog. En dit was in die Franse stuk Les Justes. Dit beteken die regverdiges. Dit is gebaseer op feite wat afgespeel het in Rusland in 1805. Nee. Ek dink dit was 1705. Nee. 1805. Wanneer was die groot revolusie? 1817 in Rusland, dink ek, die groot Lenin opstand. Die groot studente opstand. Nou nie daai geskiedenis nie. Ek weet van dit, maar ek nou nie. Ek ken dit ook nie so goed nie, maar in elk geval ek weet dit is gebaseer op werklike gebeure. Hoe het dit toe nou gebeur dat jy nou na die teater toe gegaan het waar Wel, ek het die hele tyd na teater toe gegaan. Ek het om resente te skryf. Nog nie resensies geskryf nie. Nee, maar ek het na alle teaterproduksies gaan kyk omdat ek belangstel in teater. Ek het alles gesien. Byvoorbeeld, soos ek vir jou gesê het op skool ook. Ons het byvoorbeeld die inleiding, die inhuldiging van die Stad Skouburg in Johannesburg. Daar was 'n stuk deur Friedrich Dürrenmatt, 'n Duitse stuk. Die besoek van die ou dame waarin Anna Nedeling-Pool die hoofrol gespeel het. En Fred Engelen wat toe wat toe die hoof van die drama departement was op Stellenbosch. Hy het die regie gedoen van Besoek van die ou dame. Nou byvoorbeeld ek het dit gesien, jy weet. Ek het vir Kita Redlinghuis gesien in Ugo Betti, 'n Italiaanse drama wat ook in Afrikaans vertaal is. Die lewe wat ek jou gegee het. Ek kan amper nie daaroor praat nie, so het sy my geroer, jy weet, in daai stuk. En, maar in ieder geval, omdat daar altyd te min personeel is op 'n koerant, ek weet nie hoekom nie. Dit is nou maar seker een van hulle kenmerke, hulle stel te min mense aan.
omdat hulle nooit genoeg geld het nie. Maar in ieder geval, Julle soek die goeie mense daar. Mense wat nou regtig die waarheid kan skryf oor 'n gebeurtenis. ons hoop so. Nie altyd nie, Rudy, soos wat ons koerante ken. Ja. Ja, nee, daar's maar baie leenagtiges op daar. Kyk as jy nou hardlywig is, nee, en daar's nie pille op die mark nie. Dan koop jy 'n koerant. En glo my, jy sal daarna genees wees van jou hardlywigheid. In ieder geval, jy bedoel net om ons terug aarde toe te bring. In ieder geval, Hier gaan jy nou teater toe en ja, sonder dat jy weet, is jou man ja. daar op die Dis verhoog. reg. Maar in ieder geval, dit omdat ek vir Philippa Breitenbach, sy was kunsresensent by die Transvaaler. Nou ek het haar ook begin help en sy het my geleidelik touwys gemaak oor waarna moet jy alles oplet om 'n resensie te skryf. En maar die aand is ek toe nou nie teater toe om 'n resensie te gaan skryf nie. Ek het net gegaan om die stuk te sien. En Skalk Jacobs speel toe die hoofrol van die digter-terroris Ivan Kaljajev. Hy was deel van die studentesel, die opstandelinge, in Moskou in 1805. En hy het die opdrag gehad om 'n bom te gooi onder die groothertog se koets, Sergei. Maar hy het hom ook voorgenem, en al die sellede het nie daarmee saamgestem nie. Hy gaan toelaat dat hy vasgetrek word deur die Russiese polisie, want 'n moordenaar moet gestraf word. En hy wil hom ook aan daardie straf onderwerp, want die groot held in sy lewe was Christus. Al was hy ook 'n terroris op daardie stadium in Moskou. Maar in ieder geval, ek gaan sit in die dit was eintlik nie 'n teater nie, dit was die Jewish Guild Hall in Hilbrow, Johannesburg. En ons wag nou in stilte en daai gordyn gaan oop en ons ontmoet van die karakters en die ding word uitgespel en almal sê hulle wag vir Kaljajev om te kom. En toe bars die deur skielik oop, want hulle is besig met 'n geheime vergadering. Hulle is in 'n kelderverdieping ergens in Moskou. En die deur gaan oop en hier kom Skalk ingestorm as Ivan Kaljajev. En dit is asof hy die kilte en die koue van daardie Russiese winter saam met hom gebring het. Ek weet nie hoe het hy dit reg gekry nie. Ek het hom gevra daarna en hy het vir my gesê, terwyl die ander besig was om te speel, het ek in die koulisse, dit is nou die vlerke van die teater wat jy nou nie sien uit die auditorium uit nie, is die baie groot koulisse en daar het hy op en af geloop en homself verbeel, hy loop deur die strate van Moskou op pad na hierdie geheime vergadering. Nou, dit moet 'n effek hê op iemand se vertolking, as jy die heeltyd daaraan dink, byvoorbeeld. En dan het hy natuurlik ook die karakter baie goed leer ken, deur navorsing daaroor te doen, ensovoorts, voor die tyd. En dan ook sy dialoog besonder goed te ken. 'n Mens leer nie dialoog nie, jy leer dit 400 keer, tot jy dit in jou slaap kan opsê, en nie soseer om nie vas te haak nie, maar om op daai manier onder die vel te kom van 'n karakter. Dis asof hoe meer jy daai woorde praat, hoe meer word jy daai karakter. Ja, dit is asof jy sy sielkunde begin aanneem, hoe hy redeneer ensovoorts. En dit het hy alles oorgedra daardie aand. Ek het daar gesit, heeltemal verstom. Ek was totaal en al verstar, want tot op daardie stadium het ek die soort vertolkings nog net gesien op die doek. Ek het byvoorbeeld vir Laurence Olivier gesien as Othello in 'n BBC-produksie wat verfilm is en wat ek hier in Johannesburg gesien het voor die tyd. Ek het
die Duitse akteur Maximilian Schell gesien in verskeie rolprente. En Oskar Werner, 'n ander fabelagtige Duitse akteur. En ek het gedag, dit is eintlik net moontlik. En Marlon Brando, die Amerikaanse akteur, wat ook onder die karakters wat hy gespeel het, sy velle ingekruip het. Daardie soort vertolking het ek nog net op die doek gesien van buitelandse akteurs. En hier kry ek dit vanaand in 'n saal in Johannesburg en 'n boereakteur, Skalk Jacobs, speel Ivan Galjaev. En ek dink, goeie hemel, ek is so verstom. Ek moet agterna net vir hom gaan sê, jy was absoluut verstommend. 'n stukkie biltong vat en te sê, hoorie. As ek 'n stukkie Want hy kan nie- gehad het, ja. Maar toe is Potgieter, dit is skugter. En nou ry ek terug aan my volkshuis toe. En die hele tyd verwyd ek myself dat ek so lafhartig is, dat ek nie agtertoe kon gaan om vir die man te sê, maar jy was wonderlik nie. Jy het hierdie Maar kyk, karakter lewendig gemaak. Meisies was nie voorbarig geweest daai tyd. Nee, maar ek Jy was weet, hy- van tyd tot tyd. Ja, maar daai aand het nou nie, Nee, jy dit weet, het nou nie so uitgewerk Ja. nie. Nee, ek was te verstom. Heeltemal verstom. In ieder geval, toe gebeur daar iets in die kar met my wat nog nooit van tevore gebeur het nie. Want ek kom dalk voor as kalm, ek weet nie. Ek het geen idee hoe ek oorkom. Normaalweg teenoor mense nie. Maar daar 'n kalmte oor my. En dit is asof ek nie 'n stem hoor nie wat dit vir my sê nie, ek weet net ek sal hom ontmoet. Dis voorbestem. Dit het ek geweet in daai kar die aand. Anders het ek dalk omgedraai en teruggejaag om hom te gaan ontmoet. nou hier's nou so 'n voorbeeld waar Elma nee deelneem in hierdie karakter van hierdie spesifieke rolprent. Dan kan julle nou self oordeel, ja. Sy sit nou so kalm hier voor en vertel nou net lekker dit wat ek graag wil weet en dit wat julle wil hoor. Kyk net 'n bietjie, is sy 'n kalm mens in hierdie karakter wat sy hierso speel? Watter een gaan jy speel? Ek sal even kyk. O, jene Rudy, ja, nee, dit is 'n probleem. Mens weet eintlik nie hoe jy oorkom vir ander mense nie. Dink ek nie, maar As ek nou dink aan Sonkring, ja, nee, dan is 'n mens, jy's skrikkerig. Jy weet wat jy sien hierdie vrou en sy gaan nou vir jou sê wat met jou gaan gebeur. ja, Dan kyk 'n mens nou die tannie van Willie Wally. Heeltemal, hoorie maar kyk hoe geniet die kinders hierdie program. Jy weet, hulle is glad nie bang vir hierdie tannie nie. nee, En dan noem net 'n bietjie vir die mense op in die stukke wat jy nou in rolprent gespeel het. joe, Die Sonkring, Eensame Vlug, ja, Sterretjie. Sterretjie was 'n reeks, ja, vir Jan Skols. Ek en MG Pretorius het die twee skurke gespeel. Hoorie maar nou, baie vrouens hou Ja. van Reino Hatting. Ja, Ek dink hy's 'n fantastiese hy's 'n akteur. uitmuntende akteur, ja, ja. Het jy nie gedink, hoorie so, eers jy kyk, Reino, hy's dan wragtig aantreklik en wat sal ek nou, jy weet, wat se kans het ek as hy nou 'n bietjie na my kant toe kyk? Ek het nooit so oor hom gedink nie, want ek het Nee. die verskalk gehad. Wat jy toe nou, Ja. goed, nee, nou verstaan ek, ja. Nee, geen man na Skalk het eintlik 'n kat se kant gehad nie, jy weet. Ja, nee, kyk, Skalk nee, soos wat hulle in Ja. Engels sal sê, ja, is one Ja. of a kind. Ja, nee. Weet jy, na sy dood soos ek vir mense sê, ons het begin gesels toe ek hom ontmoet het in Rhodesië. Want snaaks genoeg, ek het hom toe ontmoet. Die Transvaal het my so gestuur om hom te gaan ontmoet met 'n vliegtuig. Ja, Ja, dit is so. maar nou hoe het julle Dit twee nou by gebeur. mekaar uitgekom? Op Goed, jy daai het hom nou- manier. op daai manier Op daai in manier, ja. mense ken nou nie Rhodesia nie. Nee. Hulle ken hom mos net as Zimbabwe. Ja, Maar dis daai reg. jare toe ons nou groot geword het, was dit nog Rhodesia. Rhodesia, ja. En hulle het
Skalk het gespeel in sy eerste, dit was nou die aand wat ek hom nou nie ontmoet het nie, wat ek die gevoel gekry het, ek sal hom eendag ontmoet. Snaaks genoeg, ek is toe nog by die Transvaaler, en ek word ingeroep na Das se kantoor toe, die nuusredakteur se kantoor, en hy sê vir my, hulle wil my Rhodesia toe stuur, vir 'n trippie, en ek moet ook gaan werk daar. Ek moet 'n onderhoud gaan voer met die hoofakteur, wat speel in Zebra. Dit is een van die eerste, dit is die eerste hoofrol wat Skalk in sou gespeel het, en Cavalier Films het Zebra gemaak. In ieder geval, toe ek hoor Skalk Jakob speel daarin, toe dacht ek, wel, hier is dit nou, ek gaan hom nou ontmoet in elk geval. Ek sal 'n onderhoud met hom moet voer, jy weet. Maar ek het dit nie so vooraf uitgepluis nie. Ek dink dit het deur my gedagtes gegaan. Dis al. Maar in ieder geval, ons het soontoe gevlieg, en toe het ek natuurlik 'n onderhoud met hom gehad oor Zebra, en ons het daar begin gesels, en ek kan eintlik sê dat ons nooit weer opgehou het nie. Tot en met 6 Junie 2016, toe hy oorlede is langs my. En daai oggend het ons nog gepraat 1 uur, en tussen 1 uur en 5 uur is hy in sy slaap oorlede. Yes. Want toe ek wakker word, 5 uur, van iets wat anders is, toe is hy toe oë langs my, maar toe kon ek sien hy is oorlede. Toe vloog ek natuurlik daarop, en ek gaan bel my dogter, en toe is ek in 'n toestand van skok, vir weke aan een. Ek het die raarste goed gedoen, wat ek nie kon glo ek sou doen nie, maar my dogter het my vertel, dit is absoluut wat jy gedoen het. Absa het my byvoorbeeld gebel, en gevra of ons 'n testament het, 'n week na Skalk se dood. Ek sê toe ja, en die ou praat toe, maak toe die fout om my uit Pretoria te bel, en hy praat Engels met my. En hy sê vir my, I'm faxing through to you 139 questions, and after you've answered them, then I'll start working on your estate. Maar dit was weer een van daai oomblikke wat woede onuitspreeklik my pak, en ek smy die foon terug, en ek dag, vlieg jy in jou maai in? Jy wou gesê het vlieg in jou moer in. Natuurlijk. Ja. Hoorie manne, net om terug te kom na Rhodesia toe. Toe het jy nou vir Skalk daar ontmoet, en jy het 'n onderhoud gehad, het hy toe nou na die tyd gesê, hoorie, wat is jou kontaknommer hier in Johannesburg? Ja. Ek wil jou uitvat vir koffie. Nee. Hy het gesê, ons open met Nag van Legio, op daai en daai datum, want toe werk hy nou die hele tyd, jy sien, hy is besig om film te skiet. Ons open daai dag en datum in die Alexander Theater in Johannesburg. En dit is openingsaand, en asseblief wees daar, en na die tyd wil ek met jou gesels. Toe het ons gaan eet na die tyd, en toe het ons begin gesels. Nou ja. Nou sê net vir die kykers, nee, wat se werk het Skalk gedoen? Wat se werk? Ja, ek moes ja, hy was ook, dit het ek natuurlik later eers uitgevind. Hy het klaar gemaak as argitek, ja. Ja. Op IOFS. En toe het hy nou gewerk as 'n argitek? Ja, hy het lank gewerk as 'n argitek in Bloemfontein. En in sy vrye tyd het hy nou gaan speel. Ja, het hy amateur gespeel, ja. Hy het byvoorbeeld kennis gemaak met die hoof van die drama-departement van die Universiteit van die Vrystaat. Maar toe het ek hom natuurlik nog nie geken nie. Jo Gevers, ten minste ek het nie vir Skalk toe geken nie. Hy het my later vertel, dit was wat hy gedoen het. Hy het die hele tyd het hy amateur gespeel. En sy groot mentor was Jo Gevers, wat 'n Vlaamse toneelpedagoog was. En ook, soos ek sê, hy was leier gewees, hoof gewees van die drama-departement van Universiteit Vrystaat. Hulle het byvoorbeeld 'n stuk opgevoer, Ionesco se Exit the King. As die koning sterf. Le roi est mort. Dit is Ionesco het in Frans geskryf, so dit is die dood van die koning se dood. Le roi est mort. En 'n baie interessante filosofie wat Ionesco daar aanraak, en dit is, as 'n mens se univers sterf, met ander woorde, as jy sterf, sterf jou univers. Want jy is dan nie meer bewus van die univers nie.
En hoe die koning dit gestel het in UNESCO se stuk, is as 'n muur sterf die univers. Daai muur se univers het tot sterwe gekom. En dis hoekom Skalk, nee, ek dink nie daar sou iemand anderste daai rol kon gespeel het, Soos oor die hy. skrywe van Eugene Marais, se Nee. Die siel van die mure nie. Nee, hy het nie. Want hy was besig om, hy wou weer 'n BA graad ook kry. In Afrikaans, want hy het vir my gesê, Potgieter, jou Afrikaans is beter as myne, en dit mag nie wees nie. In ieder geval, toe kry hy die aanbod, en Nou goed, jammer dat ek jou in die rede val. Nee. Julle toe nou gaan saam eet die aand na daai vertoning, Ja. en toe het jy gevoel, hoor hierso, toe vra hy die ja-woord, en dis hoe Uiteindelik- julle toe nou, Ja. Ek sê te vir hom, hoorie, ek het vir my oupa gesê, my oupa aan vaderskant, ek onthou ek was in standaard 5, want ons was toe al in Johannesburg. En ek was baie lief vir die oupa, Potgieter van my. Hy was 'n Kaapse rebel, want hy was 'n Oos-Kaapenaar. So hy het as 16-jarige, en my oupa Goosen as 15-jarige, het albei deelgeneem aan die Anglo-Boereoorlog. En oupa Goosen is gevange geneem, saam met Cronje, by Paardeberg, ja. Ja, ek verwar die twee altyd, dis Paardeberg waar hy. En weet jy, onlangs het ek daaraan gedink, hoe traumaties dit moes wees vir die seun van 15. Hy word groot op 'n plaas in die Wes-Transvaal, toe is dit oorlog, hy sluit aan by die kommando, saam met sy pa, saam met sy pa, en sy broers. En hy word gevange geneem, saam met die klomp burgers, by Paardeberg, en hulle word in treintrokke gelaai en afgevoer Kaap toe, en toe Sint Helena toe met 'n skip. en dis waarmee ek nou ook besig is. Ja, Om soos jy hierdie sê. 3-deel dokumentêr te verfilm, Ja, na 7 jaar om alles te verfilm oor wat met die vrouens en die kinders in die konsentrasiekampe gebeur het, ja, probeer ek hierdie verhaal nou vertel van 'n boer. Die trauma wat hulle moes deurgemaak het. Ek meen, as jy vat wat het by Paardeberg gebeur wat bitter min mense nie van weet nie. ja, Na Cronje oorgegee het by Paardeberg. ja, Nee, die Britte die beste perde gevat wat hulle kon. Daai boere moes geloop het van Paardeberg af Modderrivierstasie toe. Wat Ja. omtrent 100 kilometer is, soos wat die Oei. kraai sal vlieg. ja, Baie van hulle wat toe nou gewond was, het beswyk toe hulle geloop het Modderrivierstasie toe. uiteraard, ja, En hulle is daar in daai vlaktes is hulle begrawe, want wat moes jy met daai lijk gedoen het? presies. Toe hulle by Modderrivierstasie aankom, was hulle op daai oop steenkooltrokke teruggevat Kimberley toe, 30 kilometers, daar aangehou, van Kimberley weer op daai oop steenkooltrokke, met daai primitiewe treine wat hulle daai tyd gehad het, was hulle Groenpunt stadion, waar die Springbokke en die Britse leeu's gespeel het, dit was die kruisgevangenekamp. En van Groenpunt af was hulle op die skip gelaai, 2000 myl verder, kilometer, Aha, na Sint Helena toe. ja. Daai verhaal was nog nooit vertel nie. Nee, En dis dit was ook nie. waarmee ek besig is. En dis Ja, dis hoekom 'n- ek vir jou, Dis nou gevra baie het. interessant, ja, jy weet, om so 'n stuk te skryf, een ja, of ander tyd, ja, want ek voel net jy is die regte persoon wat daai rol sal kan vertel van daai vrou by 'n plaashuis. Hier kom die Britte aan. Jy word gevang. Baie van hulle was gekrag deur die Britte Ja. en die swart handlangers. ja, soos Kampoer. Ja, soos Kampoer. Die stuk wat Sandra Prinsloo Ja. nou inspeel, ja. Ek sou wat wou Ja. gehad het net dat jy daai Dit- rol moes ja. gespeel het. Maar in ieder geval, ek bedoel, hy word nou So, gespeel, dit is- ons raak nou, Ja, nou baie dramaties. ja. Maar nou is jy in Skalk later getroud. Eers baie later, ja, want ek wou nie trou nie. Ek het mos vir my oupa gesê, ek wil nie 'n man hê wat by my moet bly met 'n stuk papier nie. Toe sê hy, toe sê ek nee, hy moet vrywillig by my bly en ek vrywillig by hom. Jy weet? Ek weet nie waar ek aan daai idee gekom het nie, want ek bedoel, my pa en my ma is getroud, my suster is getroud. So dit is seker maar 'n soort idealistiese ideetjie wat ek in my eie kop uitgedink het, jy weet. Maar in elk geval, ons is toe uiteindelik getroud onder druk van verskeie instansies. Oh,
Ja, kyk, ek gaan wil nou nie 'n detail vra, weet watter instansies nie. Ja. Nou, is dit toe nou waar Skalk ekskuus vir jou 'n geleentheid gegee het en sê, hoorie, maar jy kan net so goeie aktrise word. Hier's 'n geleentheid, hier het nou 'n werkie opgekom, of hoe dit toe nou gebeur dat jy nou ook voltydse aktrise geword het? Ja, nee, kyk, ek wou nog altyd dit doen, maar toe's ek nou by die koerant. Maar in ieder geval, ek het die hele tyd bly audisies doen. Hy het toe vir my gesê, 'n mens kry werk deur audisies te doen. En ek het toe 'n audisie gaan doen by Truk. En dit nie geslaag nie, dit was by François Swart. Ekskuus tog. En toe het ek 'n audisie gedoen by Pieter Fourie van Kruik. Hy was toe in Johannesburg spesiaal om audisies te doen. So Skalk het nie 'n rol gespeel wat dit betref nie. Ek sou dit ook nie aanvaar het nie. Nee, want dit is uit. Jy ploeg nie met iemand anders se kalvers nie. Ja, dit sou gaaf gewees het as die ANC dit kon reël, nê? Kon leer. Ja, kyk. Ons dink ons kan nog 'n hele 5 ure opname doen net daaroor. Maar in ieder geval, nee, ek sou dit nooit aanvaar het nie. Baantjies vir boeties was onaanvaarbaar in my hele familie. Daar was nie so iets nie. In ieder geval, ek slaag deur die audisie en toe word ek 'n junior speler by Kruik. En Skalk is toe toevallig aangestel daai selfde jaar as 'n senior akteur daar. Maar nadat hy toe nou al by al die streekrade gespeel het. Maar 'n toneelspeler is maar altyd word net vir 'n jaar aangestel, want jy's vryskut. Want jy kan nie eintlik bekostig om te vas te werk nie. Want dan verloor jy ondervinding. Ja. Jy En ander vinnige kontrakte bedoelende, ja. Daar's 'n klein rolletjie. Ja. Wat miskien dalk 'n beter inkomste is. Dis reg. As om nou hierdie hele vir 'n reeks te speel. Dis reg. So as jy gelukkig is om 'n reeks te kry partykeer in die maartye, dan is jy baie bly daaroor natuurlik. Soos wat ek ook bly oor was in verskillende reekse, want ek bedoel dan eet jy gereeld. Ja. Vir 'n sekere tyd. Maar daar was 'n tyd toe ek in Skalk vir 'n jaar was ons soort van op die broodlyn. Die werk kom net nie in nie. Ja, ons dogter was toe net gebore en ons het so 3 keer by vriende moes geld leen om ons huur te betaal by ons woonstel. En so 'n snaakse storie. Dit lyk altyd maanskyn en rose. Ja. Maar in julle bedryf is dit nie so. Nee, en dit was nie altyd so nie. Pierre van Pletsen het vir my 'n baie interessante storie vertel. Hy het ons raak geloop vir my en vir Skalk. Die jaar voordat ek begin werk het by Kruik. Dit is daai laaste Desember. Het ons rondgeloop in Johannesburg seker om die tyd om te kry, dink ek, veronderstel ek. Omdat ons so arm was. En Pierre van Pletsen vertel vir my toe die volgende jaar, want hy begin toe ook as 'n junior akteur by Truk. By Kruik. Kruik in Kaapstad. En hy sê vir my, ek het julle twee herken, maar julle het albei gelyk asof julle uit Auschwitz ontsnap het. So toe ek 'n bietjie skugter om my te kom voorstel. Wat het van Pierre van Pletsen geword? Hy speel. Hy het dan oulike rolle gespeel. Ja. Ek het my altyd doodgelag vir daai karakters wat hy gespeel. Ons het in die kinderstuk gespeel. Onmiddellik die volgende jaar toe ek nou begin het in 73 by Kruik. En dit maak dat ek nou al 48 jaar in die beroep is. In die akteursberoep. Maar in ieder geval, ons het saam gespeel in ons eerste kinderstorie. Ek het Dr. Allesweet gespeel. 'n soort towerkarakter. En Pierre van Pletsen het Happy die Hippie gespeel. Happy die Hippie, ja. Dit was 'n kinderstuk gewees wat ons die hele Kaapland vol getoer het. Terwyl Skalk aan groot stukke gewerk het in die Nikomaland. So wat wil jy nog weet? Mense dink altyd dat hierdie akteurs seker verskriklik ryk moet wees. Wel, in Amerika is van hulle baie ryk. Ja, dis nou Amerika. Hier in Suid-Afrika is dit nou nie so nie. Nee. Kyk, daar is goeie reekse. Ja. Ek meen as ek nou vat
die ene waar jy die waarsegster speel. O, Sonkering. Sonkering. Ja. En jy vat kyk ook 'n fantastiese akteur wat die koerant redakteur gespeel het. Ek het nou sy naam vergeet. Hy is nou die dag oorlede. O, Paul Eilers. Paul Eilers. Ja. Maar dit is nie so nie. Ek meen Nee. as 'n mens nou vat die hele Ek weet nie hoe groot Paul se boedel is nie, maar ek dink nie dit is in die miljoene nie. ja, Byvoorbeeld. jy weet maar ook die hele bedryf nê is ek dink vanuit die ANC oorgevat het so geweldig gesny nê dat daai tipe rolle so Sonkering en Sterretjie en Campus en daai tipe reekse is daar net nie meer nie. Ja, daar's net vervaardig nog en kyk net en SAK so bietjie, ek bedoel SABC so bietjie, maar nie veel nie. Maar nie die reekse waaraan ons nou eintlik weet aan gewoond was nie. Ja, dis reg. Ja. Byvoorbeeld Konings en Torings. Yes, lieflike reeks. Wat 'n lieflike reeks. Ja. Jy het daar nog gespeel? Nee, Nee. ek het nie daar nog gespeel nie. Nee, mense is nie altyd gelukkig om jy weet. So dit was my baie interessant, jy noem nou Sonkering, om navorsing te doen oor die Sigeuner, jy weet. Jan Skols het my gebel en gesê hy wil my hê vir die Sigeunerrol. En toe het my sommer direk gebel. Ek het nie hy het dan nie deur 'n agent gewerk nie, maar in ieder geval ek vra te vir hom nou wat 'n soort voorspeller wil jy met ek wees? Moet ek 'n kristalbal gebruik of kaarte, tarotkaarte of moet ek handpalms lees of wat ook al. Hy sê vir my ag potgieter, doen net jy wat jy wil. Ek dink ja, dis nou maklik, né? Nee? Ja, nou weet jy nou presies. Nou weet ek presies, ja. In ieder geval, hy het dit altyd gedoen. Jy moet jou eie navorsing doen, jy weet. Ek verneem toe maar nou oral of daar dalk ergens iemand is wat fortuinvertelling doen, jy weet, dat ek kan soontoe gaan en kyk hoe dit werk. En ek hoorde van 'n vrou in Sandton. Sy doen 'n fortuinvertelling met kaarte, tarotkaarte. En ek dacht, goed, ek gaan 'n gewone afspraak maak, asof sy my fortuin moet vertel, want ek wil haar nou nie, jy weet, op die verdediging plaas nie. En ek gaan toe soontoe, en sy vertel my fortuin, vertel vir my, ag, niks wat my ontstel het eintlik nie. So, het sy jou hand gelees? Nee, met tarotkaarte. O, tarotkaarte gebruik sy. Ja. Maar eintlik wil jy eintlik met daai ondervinding gehad het, weet van hoe doen sy dit nou, want jy moet nou hierdie rol speel. Ja, nee, want ek bestudeer haar nou terwyl sy nou vir my kyk ek haar net so goed uit. Jy sien? Dit is maar wat ons doen. Ons bestudeer mense sodat jy weet wat jy moet doen, jy weet. En ek betaal haar toe die fooitjie en ek sê toe vir haar en nou wil ek ook kaarte speel met jou, so van kaarte gepraat. Ek het eintlik navorsing kom doen want ek moet 'n rol speel in 'n televisiereeks. Sy is toe verskriklik geïnteresseerd. Sy waardeer dit toe eintlik dat ek vir haar sê, jy weet. Ek sê toe vir haar ek het jou nie voor die tyd gesê nie want ek wou jou nie op die verdediging plaas nie. Ja, dan gaan jy dalk nou nie goed doen wat jy gewoonlik doen nie. Dis reg. Ja, jy weet, dan gaan jy nou dalk miskien nou 'n bietjie toneel speel om nou ander kaarte uit te gooi. Dis reg. En toe sê sy vir my 'n baie interessante ding. En toe sê sy vir my, weet jy sal seker, want uiteraard besef sy toe hoe film werk. Ons gaan nou nie oor maande ding skiet nie. Ons gaan heel waarskynlik binne 'n dag die toneel moet skiet. En toe sê sy vir my, weet jy wat? Ek gaan jou help deur vir jou te wys hoe jy die kaarte moet rangskik sodat jy by die kaart van die dood kan uitkom. Want die kaart van die dood is in die tarotkaarte wat ek nou toe gaan koop het. En toe vir Jan laat weet het, hoorie, is dit alright as ek met kaarte werk? Toe sê hy vir my, dis doodreg. En toe werk dit eintlik baie goed uit, want toe kon hy met die kamera baie naby gaan aan hierdie kaart van die dood. Maar in ieder geval, die kaart van die dood is 'n skelet met 'n persmantel om. En daai kaart kom toe uit, toe ek nou met die een karakter gepraat het, Anna Mart het haar nog gespeel. Die karakter wat moes doodgaan aan die einde van die reeks. En hulle was toe baie ontsteld, maar ek bedoel, hulle het dit toen eintlik maar, jy weet, soos wat 'n mens altyd sê,
sulke goed kom nie noodwendig waar nie, bla bla bla. Hoorie maar, Ja. nee, ek is, kyk in ons huis nie, as jy 'n pakkie kaarte daar aangebring het, soos 'n rammy en daai tipe goed, het my Ja. ma gesê, vat uit hierdie duiwelse goed. Ja, En die rol wat Anna Mart gespeel het in Sonkring, ja, kan een mens nou regtig soveel ongeluk Ja. beleef, Ja. as wat sy in daai reeks. beleef het. Ja, En jy kan nie wag om die volgende episode te sien. absoluut, absoluut. En ek bedoel, Nou- eintlik word daar uiteinde voorspel, aan die begin al. Nou ek gaan nou vir Elma vra, sy moet vir ons hierdie kaart toneel gou speel. Jy het 'n hoop, Rudy. Ek gaan daai Jy- stukkie nou van Sonkring nou hier insit. O, ek Waar sien, jy- ek sien, ja, ja. Uitstekend. Hoorie maar ek dink ons moet seker net 'n koffiebreek vat. Ja, kom ons doen dit. Jy weet. Ja, dit sal lekker wees. Kom maar vir ons koffie, dan eet ons daai koeksisters wat jy saamgebring het. Nou ja, na daai lekker koffiebreek met koeksisters en lekker koffie wat ons nou gedrink het. Met so 'n tikkie sout in. Met so 'n tikkie sout Ja, en dit ja. maak nogal Dit maak 'n verskil, né? Proe lekker. Ja, ja. Kyk, ek is maar baie lig op sout. Ja, ek ook. Jy weet maar. Maar net so, Yes, ja. Kyk, daar's twee dinge waaroor ek baie bly is. Eintlik 3 dinge dat ek vandag hierdie onderhoud met jou kan doen. Vir 'n ou wat die tandeborsel uitgevind het Ja, en ja. vir die ou wat koffie uitgevind het. Ja, ja. Yes, want ek kan hom nie. Ek moet koffie Ja. kry in die oggend. Nee, absoluut. Ja. Elma, ons wil nou so 'n bietjie praat oor vir my die beste akteur wat ons nog gehad het en dit is Skalk Jacobs. Ja, ek En- stem ten volle saam. Ja, jy weet nie wat Ja. ek meen jy was met hom getroud gewees. Ja. Maar wat ons nou 'n bietjie gepraat het agter die kamera en die goed. Dis so jammer net dat ek net nooit by hom kon uitgekom het om Ja. weet 'n onderhoud met hom te doen nie. Daar's seker maar redes so goed ook daarmee soos met professor Raad tydens die vervulling van die konsentrasiekamp het ek vir 7 jaar probeer om by hom uit te kom. Ek Ja. kon net nooit nie, dan vergeet 'n mens. Ja, ja. En kyk wat het nou gebeur met die opname van Siener van Rensburg. Ja, ja. En dan beskou ek dit net altyd, ja, jy weet, ons tyd is nie die Here se tyd nie. Jy weet, hy sal die tye en die goed so beskik. En ons almal weet, jy weet, oor hierdie vlermuis siekte wat die Chinese in die wêreld ingebring het, hierdie COVID. En ek dink veral in my bedryf ook, maar ook in julle bedryf Ja, wat ja. wat akteurs Ja. is en aktrises is, jy weet, as daar enige iemand is hier buite wat iemand soek wat werklik vir julle 'n toneel kan opvoer, wat julle dalk in gedagte gehad het en julle het nog nooit net die tyd gehad om te dink, wie kan ek nader vir so jy weet, toneelstuk nie. Ek meen, hier sit sy voor julle. Jy bedoel om met hulle te gaan raas en sê nee, nie so nie so. Ja. Julle het mos nou gesien in hierdie paar uittreksels, nee. Sy is eintlik die vriendelikste mens, nee, om mee te gesels, maar die rolle wat sy speel is natuurlik verg dit om nou daai karakter aan te neem. Ja. Wie van julle ook nog nooit die siel van die muur gesien het nie? Nee, kyk, om 'n akteur te wees, glo ek, Elma, Ja. moet 'n mens baie geduld hê. Jy moet Ja, wat jy nie altyd het nie, maar Wat ja. jy nie altyd het Ja, nie. ja. En jy moet vir ons 'n bietjie vertel, nee, met Skalk toe hy daai rol gespeel Ja, het van ja. die siel van die muur. Goed. Met al vorige kuier wat ons hier gehad het, jy vertel ja, die Bobbejaan was hier agter in die jaar gewees. Ja, ons het toe in Ja. Melville 'n huis gehuur. En ja, Skalk moes vriende maak met Piet. Nou Piet was natuurlik 'n wyfie Bobbejaan, want jy kan nie 'n mannetjie aanhou. Hy's te aggressief. Ja. En Eugène Maree se Bobbejaan se naam was Piet. So die wyfie Bobbejaan het Piet geword. Yes. Ja. En ag, dit Nou, was 'n wonderlike ervaring. selfs Vertel vir ons nie, want wat altyd vir my interessant is as ek so na die rolprente kyk en gister het ek toevallig so 'n stukkie gesien uit Diamantjie en die Dief van Hans Strydom en Sibyl Coetzee. Ja, hulle opteken En- ek ook baie goed. Ek het my eerste rolprent Soen was met Hans. Soen. My rolprent Soen, ja. My Ek het nie eens eerste geweet daar rolprent was 'n Soen. rolprent gemaak nie. O, Ja. wat was die rolprent se naam gewees? Sonja.
Sonja. Ja, ek het Nicoline gespeel. Goed, ons gaan kyk waar is daai stukkie waar jy julle mekaar so 'n bietjie soen. Ja. En ek was baie senuweeagtig daaroor, maar Hans was totaal 'n paar opbrette gemaak. Nou kyk, hy's 'n hartebreker. Ja. Ja, met sy blou oë, ja, pragtige man. Yes. 'n lieflike vriend. Ja. Ja. Ja, nee, as jy en ook sien sy ouers was spoorwegmense gewees, né? Ja. So baie. En selfs soos met Leon van Nierop. Dis reg. Kom uit 'n spoorweghuis uit. Dis reg. Ja. Dis seker hoekom ek so of ou Frans van Rensburg daai tyd so aanklank gevind het toe ek gepraat het oor die bewaring van stoomtreine in treinry en so. Maar net om terug te kom, toevallig in daai rolprent, baie mense vra altyd vir my, jy weet, waar was die konsentrasiekamp in Koffiefontein gewees? Nou, Koffiefontein is by Forrie Smit daar in Bloemfontein se in daai gedeelte van die wêreld, ja. En die hele stasie is afgebreek daar in Koffiefontein, want dit was 'n interneringskamp gewees. Dis waar Jan Smits, die boere wat teen hom opgestaan het. Was John Foster nie ook daar nie? John Foster was ook daar gewees. Ja. En dis 'n vraag wat ek altyd vra is, jy weet, ek beskou John Foster as 'n agent gewees vir Jan Smits, want as jy vat hoe kan jy teen Jan Smits opgestaan het, dan word jy toegesluit in Koffiefontein en later word jy eerste minister as daar nie 'n gekonkel was nie. Ek dink hy wou met die ouens wat van die Ossewa brandwag wat in Koffiefontein toegesluit was, informasie gekry het om dit deur te gegee het aan Jan Smits. Jy is heel waarskynlik reg. Jy weet nie alles nie. Maar nou in daai diamantjie in die dief. Hier wys hulle Koffiefontein stasie en vandag as jy daar kom, is daar niks oor nie. Maar dis wat ek jou nou wou gevra het. Toe Frans, nee. Nou Frans? Jou man se naam, sorry. Skalk. Ja. Toe Skalk nou hierdie rol speel, in Siel van die Muur. Waar het hulle dit verfilm? Van Eugene Marais. Hulle het dit op 'n paar plekke verfilm in die Warmbad omgewing. Warmbad het nou 'n ander naam, maar ek kan nou nie onthou. Bella, ja. Maar in elk geval in daardie Bella klink so koei se naam. Ja, want die regisseur, Leon Rousseau, het 'n plaas in daai omgewing. Hulle het onder andere op daai plaas geskiet. Maar verskeie plekke geskiet, maar alles, jy weet, in die omgewing sal ek nou eintlik maar sê. Dis net altyd interessant, die omgewing, jy weet, as 'n mens daar verbyry, dan dink jy, dit is hier verfilm. Ja, en wat baie interessant is, ek het eendag vir Skalk gaan kuier, maar hulle het terwyl hulle geskiet het. Ek het uit Johannesburg gery en dit was oor 'n naweek, so ek kon toe wegkom. En hulle sou of by die een opstal of by die ander opstal geskiet het. En ek het saam met ander mense gery in 'n kombi. Hulle sou my gaan aflaai daar en dan sou ek saam met Skalk teruggekom het. Maar in ieder geval, ons kom toe by die een opstal en daar's niks. Met ander woorde, hulle ry by die ander hulle werk heel waarskynlik by die ander opstal. Maar ek het nie presiese adres gehad oor waar die ander opstal is nie. Ek het net geweet dis in die omgewing. En die mense sê vir my, wel, dan moet jy maar saam met ons nou ry. Dit was daarom familie gewees, jy weet. Toe sê ek vir hulle, nee, wag net so 'n bietjie. Skalk sou vir my 'n boodskap gelos het. Ja, maar hoe bedoel jy 'n boodskap? Waar? Ek sê wel, eers sou hy vir my 'n boodskap gelos het. Wraggies. Ek loop 'n bietjie daar rond en toe sien ek maar hier klippies gepak. En toe beduie hy vir my. Met 'n pyl, seker. Met 'n pyl? My magies. Met 'n stok. Ja. Met 'n pyl uit met die hek en weer terug met die pad en dan die volgende inrit weer in. En by daai opstal skiet ons, want hy het dit vir my uitgeskryf daarso. Jy weet, met die klippies. Goeie daai familiebetrekkinge van my sê, dit is net in Afrika wat jy so 'n boodskap sal kry. Een van die ander sê, ja, maar hoe het sy geweet Skalk sal vir haar so 'n boodskap uitpak? Ek sê wel, ek was nie seker nie, maar ek het geweet. Hy weet mos ek kom. En hy weet ek sal by Dooimans deur aankom, so hy moet vir my 'n boodskap laat op een of ander manier. So toe soek ek nou maar. Dalk is daar iets. Ja. Daar was iets. Yes. Dit is nou sommer net so terloop. Kyk, wanneer ek 'n geleentheid kry, dan jag ek net vlakvarke. En baie keer vra mense vir my, maar skiet ek niks anders? Sê ek, nee, ek skiet niks anders nie. Net vlakvark. Net vlakvark. Dan vra hulle vir my, ja, maar hoekom? Dan sê ek, nee, wat lyk soos my skoonma. Nee, Rudy.
Dit is seker net 'n grappie. Net 'n grappie. Ja. Maar in hierdie siel van die muur, nee, Ja. jy gaan nou sien. Nee, kom skaak daarin daai hut of 'n huisie aan, nee, met Ja. hierdie verskriklike groot vlakvark. Dis reg, want kyk, Eugène Marais het so 'n vlakvark gehad wat hy mak gemaak het. Is dit? Ek Ja. het nie geweet Ja, nie. ja. Hier sien nou klim daai groot vlak. Kyk, julle kan nou self sien. Hier klim daai groot vlakvark nou saam met Skaak op daai bed. Ja, ja. Hier sien ek meen nee, ek skiet net vlakvarke, maar dis nogal baie oulik. Hoorie Ja. maar nou, vertel net so 'n bietjie van die Bobbejaan. Ja. Dit moes seker nou 'n proses gewees het om hom nou te leer of vir haar te leer wat Ja. moet sy nou eintlik doen en Ja, kyk die Bobbejaan is gevang deur Leon wat is sy naam tog nou? Wat het ek vir jou nou Leon gesê? Rousseau. Ja, die Leon Rousseau het die boek geskryf waarop O. dit Piet Rousseau was die regisseur. O. Albei was Rousseau. O. Maar in elk geval Leon Rousseau het die boek geskryf. En hulle toevallig dieselfde van as wat ek het. Dis reg. Dieselfde spelling. Ja, Rousseau. Ja. Die regte Franse spelling. Rousseau. Ja, Rousseau, ja. En elk geval Skaak het natuurlik die boek gelees, Leon Rousseau se boek. En hy het navorsing gedoen. Hy het byvoorbeeld gaan navorsing doen by Phoenixhuis oor dwelmverslawing. Want kyk, Eugène Marais was was verslaaf aan morfine geweest. Dis reg. En hy het hom ingespuit. So hy het wat die straatmense noem mainlining gedoen. En A.G. Visser, wat ook 'n dokter was, het sy bes probeer om hom te genees. Want hy het toevallig daaraan gewoond geraak. Hy het 'n soort senuweesiekte gehad, Eugène Marais, en toe het hy deur voorskrifmedisyne op daai stadium wat morfine ingehaat het hy gebruik vir die pyn in sy hande. En toe het hy verslaaf geraak op die manier aan morfine. En natuurlik al erger en erger en erger. Maar in elk geval Skaak het gaan gesels met die hoof van die Phoenixhuis om uit te vind op watter stadium sou hy sekere dinge gedoen het. En so voorts. Byvoorbeeld, daar was sprake dat Eugène Marais, want kyk sy vrou is vroeg dood met die geboorte van hulle enigste kind. En daarna het hy nooit weer in vroue belang gestel nie. En dit het Skaak uitgevind toe hy navorsing gedoen het oor dwelmmisbruik. Dit vervang eintlik jou behoefte aan die ander geslag. Ja, dis Ja, tragies. ja, baie tragies, ja. En Joos se intellektuele, sy Europese intellektuele verwysings het Skaak geboei. En hy het gedag, dit klink vir my asof ek familie kan wees van die mense. En die manier waarop hulle toneelspel benader het ook. En toe het hy geleidelik vir hom begin speel. En Jo het net gesê, hy is natuurlike talent. Hy weet hoe om 'n rol te benader. En die fynere kunsies het hy by Jo geleer, met ander woorde hoe om 'n karakter te ontleed. Met ander woorde, jy kyk nie net na wat die karakter sê nie. Jy kyk ook na wat die ander karakter sê oor die karakter, of hoe hy reageer teenoor karakters. Of hy byvoorbeeld 'n skurk is in skaapsklere of dalk nie, of wat ook al, jy weet. Ja. Maar sy siege word bekend op die manier ook. Ons moet seker nou een of ander tyd afsluit. Jammer. Ons moet seker nou een of ander tyd afsluit. Soos ek vroeër gesê het ook, miskien is julle besig met 'n werksprojek of 'n toneelstuk en julle het nog ooit of julle het dalk getwyfel. Wie sal julle nou kry om daardie rol te speel? En hier sit Elma Potgieter, weet voor julle. En hier is haar e-posadres wat julle vir haar kan stuur en wat julle graag, gedoen wil hê met dit. Nou ons is nou in September 2021 en Elma is tans besig met 'n radioteaterstuk. Man, dis eintlik ek moet eintlik voorbegin. Dit het in 2019
was ek op 'n partytjie, ek was by 'n 60-jarige partytjie van een van my kollegas. En na die ete en die wyn en so voorts, toe begin ons nou gesels, en ek sien daar op afstand by 'n tafel sit Skalk Skoombie, toevallig ook Skalk, en hy's 'n dramaturg, en ek besluit, Potgieter, jy het nie werk op die oomblik nie, en jy het ook nie vooruitsig van werk nie, gaan vra vir Skalk of hy vir jou 'n een-vrou vertoning wil skryf, en ek stap oor na Skalk Skoombie toe, en ek sê vir hom, hoorie, ek val sommer met die deur in die huis, wil jy nie dalk vir my 'n een-vrou vertoning skryf nie? Hy sê vir my, is jy ernstig? Ek sê vir hom, ek is dood ernstig, dis 'n kwessie van lewe en dood. Hy sê, goed, toe skryf hy vir my die stuk, Klipgebede. En dit is 'n stuk wat handel oor 'n baie moeilike onderwerp, 'n sensitiewe onderwerp, en dit is huishoudelike geweld. Die vrou, wat hy toe nou skryf vir my, is die slagoffer van huishoudelike geweld, en hulle het 'n seun, en die seun beland in die tronk. Nou, sy vertel haar storie vir haar beste vriendin, en nou klink dit na 'n tranetrekker, maar sy en die vriendin het 'n baie lekker verhouding. En wanneer sy haar storie vertel, die Johanna Kleinhaas, is sy nie op daardie stadium bewus van die feit dat sy eintlik 'n slagoffer was nie. Sy het dit diep gebeere, so dit kom geleidelik uit. In die vertelling wat sy het met haar vriendin, en die geselsies wat hulle het oor allerlei dinge, en dan ook met haar besoeke in die tronk aan haar seun, wat intussen 'n moord gepleeg het. En dit is net 'n baie interessante stuk. Geweldig interessant. Maar in ieder geval, wat nou gebeur het met die stuk, ons het hom toe ingestudeer, en toe is dit nou COVID. Ek het altesaam 4 vertonings gehad. Toe is dit inperking. Nou, toe stop alles. En toe vroeër die jaar, toe dit nou weer bietjie verslap raak, die inperking, toe voer ek hom op in Linden. André Stolz bied my aan, en hy was ook regisseur gewees, terwyl Skalk Skoombie nou die dramaturg was, wat die teks geskryf het. En dit voer ons toe op in Linden, in die Doxadeo Theater, wat op dieselfde perseel is as die NG Kerk, Linden NG Kerk. En die terugvoer was fantasties geweest. Maar wat ek toe nie weet nie, is iemand van RSG moes blykbaar die stuk gesien het, en hulle het toe besluit om vir Skalk Skoombie te vra om die stuk te herverwerk as 'n radioteater. En toe het ons die radioteater opgeneem omtrent 2 weke terug, en dit word nou uitgesaai op 7 Oktober as Klipgebede, as 'n radioteater. So dit is nou eintlik 'n meevaller wat ek gekry het sonder dat ek dit beplan het. Is dit nie fantasties nie? Ja. Is dit nie wonderlik nie? Ja. Ek is verstom. Ons hemelse Vader bly my verstom. Ja. Ja, ons is mos altyd gewoond om in die toedeur vas te kyk in plaas daarvan die deur wat oop staan, weet aan die ander kant. Ja. Maar Elma, dit was nou vir my regtig 'n Dit was groot my voorreg om hier by jou te kuier. Dit was vir my net so lekker. Jy weet, die paar keer wat ek jou gesien het in rolprente en op ou televisiereekse. Die klem op ou. Ja. Ou televisiereekse. Ou televisiereekse, of jy weet, toe televisiereekse nog televisiereekse was, waar die hele huisgesin daarna kon gekyk het. Baie dankie, dis regtig vir my 'n voorreg. Dis net 'n plesier. Dis bemarkend. Ja, en hier is Elma se, ek wil nou nie haar selfoonnommer gee nie. Hier is haar e-posadres. Skryf gerus vir haar, jy weet, as jy so iemand nodig het vir 'n toneelstuk, of jy dis voordat ek afsluit, wil ek vra, is dit moeilik, nee, baie miskien dalk jong meisies of jong seuns kyk nou hierna, en hulle het ook so gedagte om 'n akteur te word, hulle die regte gesig en hulle die lyf en hulle, jy weet, jy kan sommer sien as hierdie ou nou 'n rol kry vir 'n spesifieke rolprent, sal hy dit maak. Ja, ja. Mens word nie net 'n akteur oornag nie. Dit is harde werk. Nee, wel, soos ek vroeër vir jou gesê het, so 400 keer gaan jy 'n sinnetjie deur. Jy moet hom ken agterste voor. Ja. Want dit word deel van jou siege.
Dit is nou wanneer jy 'n rol instudeer vir die verhoog. Vir sepies werk dit bietjie anders. Jy moet jou woorde ken, maar dit is meer korttermyn geheue. En sal jy sê net maar daar's iemand wat nou belangstel, sal jy so 'n persoon kan oplei? Nee. Nee, Nee, ek stel nie belang in opleiding nie. Ek wou nooit onderwys gee nie, maar ek sal kan help. jy sal kan help. Ja, ek sal byvoorbeeld kan wenke gee. Hoe om jou stem te gebruik, hoe om jou stem nie te gebruik nie. Byvoorbeeld hoe om uit te spreek. Byvoorbeeld jy sê nie ma en pa nie, jy sê ma en pa. Ja. Dis een van my Soos wat ek altyd sê, titelhate. ja, buste in plaas van busse. Busse, ja. Ek het altyd saam met Heinrich in die ateljee gesit, Heinrich Marnitz. En jy weet, as jy mos nou praat, dan kom jy nie agter jou taalgebruik nie. Ja, taalgebruik. En dan sê jy vir my, Rudy, dis nie buste nie, dis busse. Ja, dis reg. Ja. Jy moet woordeboeke aanskaf Ja. om byvoorbeeld na jou taal op te let. En na te slaan wat sekere woorde beteken. Ek het vanoggend byvoorbeeld vinnig gehardloop na hierdie woordelys en spelreëls van my. En kom kyk of daar 'n woord is so sinisisme, want ek het gedag dis sinisme. As 'n mens sinies raak oor jou regering, dan is jy neig tot sinisme. En toe is dit sinisme, nie sinisisme soos wat die mens gesê het nie. Is dit nie snaaks dat ek sien baie keer nou die laaste ruk, Ja. dat baie mense, jy weet veral akteurs, nee, of mense wat nuus lees, Ja. nee, sommer net 'n Afrikaanse woord gaan vat het, of 'n Engelse woord in En dit op direk Afrikaans vertaal, ja. en dit het nie dieselfde betekenis nie. Nee. Dit klink ook sommer simpel. Nee, natuurlik, klink dit Ja. verkeerd, maar dit is verkeerd. Ja, dus Ja, byvoorbeeld, ons het 'n ek werk aan 'n klug ook op die oomblik wat nou weer Januarie op die water gaan. O ja, ek het gisteraan die klug se dialoog deurgegaan toe jy my gebel het. Want ons krag was mos hier af. Maar in ieder geval, toe is die stuk vertaal uit Engels, jy het 'n baie verstaanbare vrou. Maar wat die man eintlik bedoel het is, jy het 'n begrypende vrou. Met ander woorde, as jy so 'n bietjie gedop die vorige aand, ja, so sy jou nou nie met 'n koekroller oor die kop slaan nie, jy weet. Met ander woorde, jy het 'n begrypende vrou. Sy sien in dat jy tog partykeer maar saam met die pelle kan kuier of so iets, jy weet. Maar 'n verstaanbare vrou. dis nou 'n vrou wat verstaan. Ja, dis reg. 'n Begrypende vrou is 'n vrou wat verstaan. Maar toe ons besig is met die instudering daarvan, toe vlieg ek onmiddellik uit op, jy weet, ek staan regop uit my stoel uit. En Frans Swart vra vir my, "Wat is dit nou, potgieter?" Ek sê vir hom, "Maar daar bestaan nie so 'n woord nie. Daar is nie so iets soos verstaanbaar nie. Ja, iets is verstaanbaar as jy dit verduidelik, maar jy het 'n begrypende vrou." O, sê hy nou ja, begrypende vrou. Julle sien nou, dit is wat ek bedoel. Van daai 0 km/h na 300 km/h. Dit is wat Ja. jy mens moet doen. Jy weet, ek bedoel, jy moet op die verhoog in staat wees met tegniek om jou humeur te verloor asof jy dit maar gruwelik verloor. Jy stop net diskant moord as jy gelukkig is. In ieder geval. En dit is waarom ons neig om, ek dink nogal, bietjie op ons senuwees te leef. As dit sin maak. Met daai wyse woorde van wat is die woord tog man? En met daai wyse woorde sluit ons nou af. Elma, baie dankie. Dit was 'n voorreg geweest. Ek glo dat baie van die mense jou sal ondersteun. Jy weet, mense wat nou hierna gaan kyk is mense wat ja, hulle is in Rusland. Baie dankie vir die mense wat ook altyd, jy weet, 'n boodskap stuur en watter land is hulle? In Australië, in Amerika. So, jy, as jy Hollywood toe gaan, jy weet, bietjie wil laat graag vir my, saam gaan. Vir wie wil jy ontmoet? Nee, ek wil kyk Canaveral toe gaan. Ek wil graag gaan kyk hoe lyk daai groot goed wat hulle maan toe stuur. Dit is vir my nog steeds 'n wonderwerk as ek sien, jy weet, wat die mens vermag om te gaan. Ja. So as jy nou daarso in Hollywood 'n werk kry, jy weet, ek en my vrou, ons kan beurte maak om jou sjofeur te wees. Maar baie dankie, dit was regtig 'n voorreg. Dis net 'n plesier. Hier is Elma se e-posadres. Julle kan haar gerus kontak. Sy is baie besig. So gelukkig, ja. Ja, gelukkig. En ons is baie dankbaar daarvoor. En baie dankie vir
die tye wat jy vir ons, vir baie mense in die huise gebring het met die rolle wat jy gespeel het in baie van hierdie ou Afrikaanse films en televisiereekse. Ja, ek moet sê, dit is vir my wonderlik en sonder 'n gehoor kan 'n mens dit nie doen nie. En 'n mens doen jou bes vir jou mense. Ja. Absoluut. Baie dankie. Dis net 'n plesier. Die skorring is ook al bezig om een peper te komen, ik weet niet. Dat is wel geworden. Hé, Jandy! Hé! Kijk uit, man! Vang me vandaag gezet en op jagen! Hardloop! Hé, Kitima, kom op! Nou, Gijs, daar zal ik nog eens werken. Je mag toch. Hoe kom het echt al zo'n sukkelen? Heel goed. Hebben ze kunnen gehouden jullie van kan iemand? Van Maree se verhouding met Nakkie de Beer is min bekend. Die enigste getuienis is haar brief aan hom wat in 1978 by die boedel van Maree se seun gevind is. In die brief gedateer 13 Desember 1915 wil dit voorkom asof Maree aan Nakkie vertel het dat hy kloridien nodig het vir 'n ongeneeslike siekte. Dit is onwaarskynlik dat hy aan haar sal vertel van sy verslawing aan morfine. Ek kan dit nie verdra as hier so neerslagtig is nie. Die zijn neerslachtig. Dan stel je eens recht. Nakkie heeft die rust en vrede verloren wat ik hier over die Van Dijk gekend heb. Jy kan nie so aangaan nie, Eugene. Het gaat niet goed met mij, Nakkie. Ik is moeg. Ek kan sien dit gaan nie goed met jou nie. Jy moet jouself regkry, Eugene. Dank je, Bart. Hoe meer ik met dieren te doen krijg op die plaats, hoe meer oortuig word ik daarvan dat die diersiel bij die hoorraap en die mens hoegenaamd niet verliefd is. Ja, zoals wij net geïnhibeerd is, alsof wij in een soort slapende toestand is. Ik is amper heel oortuig daarvan dat die psychotische zielkundige afwijkings bij die mens het gevolg is van die gedeeltelijke herontwaking van jullie dierenziel. Jy begin al meer soos Freud klink. Ach, Freud. Als daar die kwak een beetje meer praktische ondervinding van die ziel en hier gaat, dat zijn niet zo pathetische, kinderachtige theorieën wereldwijd bekend gemaakt. Het daar! Nakkie, besef je dat niet één van zijn volgelingen nog ooit die feit bevraagtekent dat daar iemand zijn theorieën geformuleerd heeft zonder dat hij één keer een behoorlijke experiment gedaan heeft. Nee, dat was alles een soort goddelijke openbaring. Dat is jammer. Harry van Gassie. Tulips, ik heb ook studie geschreven voor die uitdrukking van die Waterberg wat ik voor die Verenigde Staten gestuurd heb. Dat is zo aangenomen daarmee. Die ding dat herdruk en wil het aan die congres van de Verenigde Staten voorleggen. Ik zou voor jou van die verslagen stuur, zodra ik het teruggekregen. Maar sluit niet op die Lusitanen vergaan. Kom, ik ga stel je voor nog geestelijk. Die man is daarom lui, pa. Dan moet die vrouwen al die werk doen. Het is niet een kwestie van leiding, man. Je ziet, die vrouw is een symbool van vruchtbaarheid. Om je waarheid te zijn, mans mag glad niet op jullie land komen. Kijk hoe alles in land. Gebruik niet bemeesting. Nee, als je je mis gooit, dan groeit die onkheid weer en dan moet je weer van voor komen. Dwaalstories, Mabalel, Die Dans van die Reën, Thebes en talle ander van Maree se latere werke het hulle ontstaan aan die Waterberg te danke. 20 voltooi. Maar volgens advokaat George Findlay
het Maree baie jare daaraan gewerk. Selfs Mabalel is met moeitevolle arbeid geskryf. Hiervan getuig bladsye en bladsye tentatiewe pogings en skrappings, asook die feit dat Maree 3 verskillende penne en potlode op die bladsye gebruik het. Luister eens 'n klinger van 'n enkelring. Wat is die geklinger van haar enkelring? Jy moet breër kyk. Die swart mense het 'n natuurlike grasie wat heeltemal by die blanke ontbreek. Kom ons. Bly wag. Wat die rivier. Wat donker stroom. Hoe lank het ek gewag? Hoe lank gedroom die lem van liefde vergund in my hart. Nie omhelsing eindig al my smart. Los sy tot diep rivier die vlam van haat. Die groot verlange. Wat my nooit verlaat. Terwyl sy vriende slaap op Pelindaba, in Pretoria, in die Waterberg en in die Palala, word dit Maree se langste nag. In 'n flou en krapperige handskrif skryf Maree sy laaste briefie. Ek het skielik ernstig siek geword. Kan u my tog nie inneem nie. Ek moet dadelik medisyne kry. Ek sal u vir die 2 ritte vergoed. Eugène Maree. Hy stuur dit met een van die plaasvolk oor die groot pad na die huis van sy ou vriend, Chris Roos. Dit is bitterkoud buite. Maree haat die triestigheid op Pelindaba. En die koue word erger in die kamertjie. Oor die nat gras bring die jong die nuus terug. Was crazy say kare die kar is plek is tena die kar gene loti.
Wat man? Daar's 'n slang in die doringboom. Bang net van die voeltjies. Dan vra jy pa as ek sy geweer kan hê. Goed, dan. Maak gou. Maree se besluit lê in die haalgeweer. Maar ook die geweer word hom geweier. Byna elke dag by die volksstem het hy met my gepraat oor selfmoord, sê Jessie Vlok. Ek het altyd gesê dis 'n halfhartige uitweg. Dan gee hy dit toe, maar hy voeg ook by, ja Vlokkie, maar daar is waaragtig een ding wat dit regverdig. Dit is die eensaamheid. Dit is die verskriklikste ding in die wêreld. Hoor die dans van haar suster. Eers hoor die bergtop loer, sy skelm in haar oë is skaam. Sy lag saggies. So het hy van die reën gepraat toe hy gelukkiger was. Middag, Pietje. Zo, dat is nat. Nou, dag, Gustav. Was net kom kyk, hoe gaan hem hier? We vangen jou reën bytjie ons. Ja, sommer voor. Kom trek nou maar. Teen 1:30 die middag, toe Eugène ook nie vir die middagmaal opdaag nie, kom Gustav en Hannie Preller self daar aan. Gustav, daar's 'n slang in die doringboom. Wat 'n plaag. Vang die voeltjies. Ek het gewonder of ek nie dalk weer geweer kan doen. Ongelukkig heb ik niet meer een enkel patroon in uw team. Voor wat voeter jij nou in die wereld? Ja, dat is net met hem. Ja, kom sit dan. Krijg ik voor ons die koffie. Zo. Goed. Het moet iets sterker zijn, Dirk. Ik weet het. Terug. Kan ik hem afzetten? Die moet je maar van Chris of van Gustav vragen. Wat is iemand? Daar boeren slangen onder bij die rondavels. Hij vangt voet. Slang, die weer. Ik kan je helpen met de halve. Hij is nog goed, ik. Ik heb nog gisteren 6 tarantalen met 1 skoot geskiet. Dank je. Hulle twee verstaan mekaar goed.